Pieter Kloete, hierdie is Fokus en my gaste vanaand Prof Koos Malan, hy's 'n sakegenoot by of 'n genoot by Sakeliga en Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Nou manne, daar het baie gebeur hierdie afgelope week. Jaco, kom ons begin sommer by jou. Die FSA gaan nou geen diplomaat stuur vir die G20 wat nou oor 2 weke is in Johannesburg nie. En blykbaar is dit nou Solidariteit en AfriForum se skuld. Ja, as dit nou maar ons skuld was natuurlik glad nie ons skuld nie, want ons het interessant genoeg nog verlede week eintlik saamgewerk met die Withuis en met 'n afvaardiging van die Departement van Buitelandse Sake, wat aan die beplan was vir die besoek van die Amerikaanse adjunkpresident JD Vance. Verskeie ontmoetings gehad. Hier was 'n senior afvaardiging uit Washington wat vandag vertrek het terug na Amerika. So ons was deel van die beplanning vir die adjunkpresident se ontvangs hier, behalwe dan nou vir sy bywoning van die G20 beraad, ook enkele ander geleenthede, omdat ons dit behalwe vir Suid-Afrika natuurlik ook vir die Afrikaner as 'n groot geleentheid beskou. So 2 punte daaroor. Ek dink aan die een kant is ek teleurgesteld dat JD Vance nie meer Suid-Afrika toe kom nie. Ek sou baie graag wou hê dat hy 'n punt of 2 moes maak by die G20 beraad. Hy's wel ter tale. Ons het gesien in Februarie vanjaar hoe goed het hy dit gedoen by die München veiligheidskonferensie daar in Duitsland. Hy sou 'n sterk punt of 2 kon maak by die G20 beraad. So ek is jammer daaroor, ek is spyt daaroor. Maar dan is ek ook spyt daaroor dat hy nie meer kom nie, omdat ons weet dat hy met Afrikaner organisasies sou skakel. Hy het soos president Trump 'n baie sterk belangstelling in die Afrikaner. Ek ken sy buitelandse raadgewer baie goed. Dis 'n vrou, sy het vir hom gewerk toe hy senator was, ook senator van Ohio. Ek is met haar op die foon. Baie slim vrou. Ek het nog min sulke beleese vroue oor buitelandse sake in my lewe ontmoet op daai ouderdom. Ek dink sy's nog nie 35 nie. En sy is JD Vance se buitelandse raadgewer en Vance wat dink ek tydens 'n besoek baie pertinente punte sou maak oor die regte van gemeenskappe in Suid-Afrika, oor dit wat verkeerd is in Suid-Afrika, en ek dink hy sou dit baie genuanceerd gedoen het. So dis jammer dat dit nie die geval meer is nie. Uiteindelik het ons nou gesien in die laaste paar dae, Donald Trump is die president van Amerika. Hy maak die beleid, hy neem die besluite en hy het rede daarvoor. En ek is nie die persoon om hom te bevraagteken nie, en ek dink Trump het 'n baie pertinente strategie met die hele idee om volledig eintlik te onttrek aan die G20 beraad, om te sê geen Amerikaner sal sy voete sit by die G20 beraad nie. Daardeur voel hy neem hy sterker standpunt in oor Suid-Afrika. Trump is diep gefrustreerd met Suid-Afrika. Kyk, ek is met sy, en ons, Solidariteit, AfriForum, ons mense daar is almal voortdurend in kontak met sy span. En daar is, dink ek, 'n algemene frustrasie met die feit dat die Suid-Afrikaanse regering nie reageer op die eise wat die Trump-administrasie gestel het nie. Trump wil baie graag 'n ooreenkoms met Suid-Afrika sluit, 'n gunstige handelsooreenkoms, maar hy wou daarom net ook hê dat plaasaanvalle 'n prioriteitsmisdaad moet word. Ek sien nou 'n uur of 2 gelede het 'n Ramaphosa raadgewer op X geskryf dat hulle werk aan 'n plan om te kyk na plaasmoorde. Nou ja, hulle werk aan 'n plan. Maar Trump het baie pertinente eise gestel en hy wou graag gehad het Ramaphosa en die regering moes daarop reageer. Intussen het dit nie gebeur nie. Ons hoor elke tweede week van Ramaphosa tydens parlementêre vrae dat daar 'n handelsooreenkoms naby, hy's naby. Dit gebeur nie, en die rede is dat Trump kry nie reaksie oor sy eise van eiendomsreg, plaasmoorde, rassewette en Suid-Afrika se buitelandse beleid nie. So ek dink Trump wou met hierdie besluit 'n baie sterk boodskap aan Suid-Afrika stuur, maar ook aan die hele G20. En nou wil ek 'n punt maak wat ons sal moet sien presies hoe dit gaan uitspeel oor die volgende 2 weke, maar ek dink ons moet nie verras wees as enkele ander lande miskien ook so 'n bietjie van 'n laer vlak van afvaardiging stuur. En ek dink aan Argentinië, selfs Japan moontlik, Italië. Dis nou mense soos Takaichi van Japan en Meloni van Italië, Milei van Argentinië. Dis mense wat almal baie naby aan Donald Trump beweeg, maar wat ook ideologies
baie ver weg is van die ANC regering in Suid-Afrika. So ek dink Trump het sy boodskap uitgestuur en hy het gesê ek is in beheer, ek maak buitelandse beleid, dis hoe dit gaan wees. Nou moet 'n mens binne daardie omgewing moet 'n mens nou funksioneer, moet jy nou jou boodskap uitkry. So ja, groot jammerte, JD Vance kom nie meer Suid-Afrika toe nie, maar mense het ook begrip vir hoekom Trump die besluit geneem het. Prof Koos, Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 joernalis, het vanoggend geskryf dat nou die tyd is vir Afrikaners en Suid-Afrikaners om op te staan en die narratief wat Trump probeer skets van moord en slagting van die boere of die Afrikaner nie so is nie. Maar dink jy hulle moes eerder fokus op die ANC teen korrupsie? Want ons weet Trump maak baie keer uitlatings net om 'n reaksie te lok. En half om die, soos die Engelsman sou sê, to start the conversation. Pieter, in die eerste plek, ek dink nie dis van belang om Gert van der Westhuizen te reageer nie. Ek glo as hy hoor wat ek nou sê, sal hy my ook nie verkwalik nie. Ek dink nie meneer van der Westhuizen het enige besondere insig in buitelandse beleid nie en buitelandse betrekkinge nie, en ek dink nie sy standpunte oor hierdie aangeleentheid is iets wat 'n reaksie werd is nie. Dit in die eerste plek. Soos jy my sal vergewe, ek sal hom op sy skuif. Die aangewese ding is dit, dat hier is 'n in die eerste plek wil ek met Jaco saamstem rakende sy reaksie op die feit dat die visiepresident nou nie meer Suid-Afrika toe kom nie. Ek is insgelyks nogal jammer daaroor. Ook vir die redes wat hy gesê het. Dan 'n paar ander goed. Die eerste belangrike ding is, daar was eintlik 'n soort van 'n toetsloopie, want die G20 bedrywighede is al etlike maande lank aan die gang. Daai toetslopies het nie baie goed afgeloop nie. Want dit blyk dat die Suid-Afrikaanse regering wat verantwoordelik was oorhoofs vir die stel van die agenda, wat hy natuurlik opstel in samewerking met van sy bondgenote, of van die mense ten minste met wie hy in gesprek is in die G20, dat hulle is op die diversity, equity en inclusion ideologie, wat presies die teenoorgestelde is van die van die huidige FSA en natuurlik ook van die state wat Jaco hier genoem het. So, hulle wil dood-eenvoudig nie op sleeptou geneem word daardeur en gesien word dat hulle hoegenaamd 'n belang daarbey het nie. In die tweede plek is natuurlik die baie belangrike ding dat Trump wil nie sien dat Ramaphosa, wat eintlik maar net 'n skynleier is. Kyk, hy tree net op by groot geleenthede, hy neem nie groot besluite nie, hy is eintlik iemand wat optree op sterkte van indrukke wat gemaak word, applous wat gegee word, hy stap stadig op die verhoog, hy probeer waardig lyk, maar onder die waardigheid is daar eintlik niks. Onder die indruk van belangrikheid ensovoorts is daar absoluut niks wat Ramaphosa het nie. En Trump wil nie vir hom die geleentheid, die Suid-Afrikaanse regering die geleentheid gee, om so belangrik te lyk om iets aan die FSA, om die voorsitterskap, die presidentskap van die G20 aan Suid-Afrika in die FSA oor te dra nie. Ek dink dit is nogal 'n belangrike oorweging. 'n Volgende ding wat hiermee gepaard gaan is dit. Dit is dat wat gebeur het sedert, en ek sal graag Jaco se reaksie daarop wil hoor, maar wat gebeur het sedert die nuwe Amerikaanse administrasie oorgeneem het in Januarie vanjaar, is daar 'n beduidende verskywing weg van multilateralisme af na 1-tot-1 verhoudinge tussen state. Baie spesifiek op inisiatief van die FSA. Hy probeer nie een groot algemene multilaterale ooreenkoms aangaan met betrekking tot wat ook al met 'n groep state nie. Derhalwe tree hy al hoe minder op, is hy al hoe minder geneig om op te tree binne groepe state en veel eerder 1-tot-1, soos waar hy bepaalde betrekkinge aangaan met China op sterkte van die baie spesifieke feite wat geld, die baie spesifieke oorwegings wat geld tussen Suid-Afrika, tussen die FSA en China, en presies dieselfde geld met betrekking tot tussen die FSA en Brittanje, of wie ook al, en tussen die FSA en Suid-Afrika. Suid-Afrika is vir hom 'n spesiale geval en hy wil met Suid-Afrika werk op 'n baie spesifieke manier, gegee wat die spanning wat daar tussen die twee state is. Ek dink dood eenvoudig is dit in die eerste plek 'n waarheid, en in die tweede plek
die werklike betrekkinge wat tussen state aangegaan word, die werklike substantiëre dinge gebeur nie in die eerste plek by groot byeenkomste nie. Dit gebeur juis met betrekking tot hierdie 1-tot-1 verhoudinge tussen state. Ek wil 'n volgende ding noem en dit is dat ons moet onthou dat die sogenaamde narratief, ek is so 'n bietjie geïrriteerd al met die woord narratief. Dit gaan nie net hier oor narratiewe nie. Dit gaan oor wat is die optrede van die Suid-Afrikaanse regering? Kyk, dis 'n semi-kriminele regering. Ek het dit oorweeg voor ek dit gesê het. Die ouens is betrokke, hulle die regering, Cyril Ramaphosa se regering, sy ministers, sy senior mense, etlike van hulle is uitgewys as mense wat betrokke is by staatskaping, by kriminaliteit. Hy tree nie daarteen op nie. Sy regering is betrokke by, die ANC is betrokke by kill the boer, kill the farmer. Ten minste vir soverre as wat hulle daaroor swyg. Dis niks anders nie as 'n vorm van 'n kriminele daad. Nou, die feit is, dit is nie 'n narratief nie, dis 'n realiteit. En wat Trump doen, is op hierdie hiperboliese manier van hom, hierdie oordrywende manier van hom, skep hy 'n bepaalde indruk, en die indruk is baie negatief vir die Suid-Afrikaanse regering. Hy wil nie net daai indruk verander nie. Die indruk is negatief en dit gaan vererger. En deur die stellings wat hy gemaak het die afgelope tyd, is hy besig om dit verder in te skerp. En kom dit al hoe sterker na vore dat Suid-Afrika is inderdaad 'n pariah staat onder die ANC. En ek dink die deurslaggewende rede uiteindelik waarom die Verenigde State nie hierdie konferensie gaan bywoon nie, is doeteenvoudig dit, dat Suid-Afrika se status as 'n uitgeworpene wat 'n posisie waarin hy homself in verdien het onder die ANC. Trump wil dit verder gaan. En die Amerikaanse regering wil dit moet inderdaad verder gaan. En presies dit bereik hy hiermee. Om enigstens betrokke te raak vir Afrikaners of enige iemand anders om 'n narratief te probeer verander, beteken doeteenvoudig jy wil verander aan die daadwerklike beeld van Suid-Afrika onder die ANC as 'n semi-kriminele staat onder die ANC, moet jy nou verander sodat jy 'n wanindruk skep dat hierdie mense beter lyk as wat hulle is. Dit kan jy die aard van die saak nie doen nie. Hulle het hulle self oor die afgelope 30 jaar stap vir stap wanpresteer in hierdie swak beeld wat hulle het, en die moet daar bly. Dit moet inderdaad daar bly tot tyd en wyl die Suid-Afrikaanse regering, die ANC regering, tot inkeer kom en die basiese goed doen wat vereis word om te doen, naamlik beskerm eiendomsreg. Laat julle uit teen die misdaadkreet met betrekking tot Afrikaners en tot die landbougemeenskap. Maak van die plaasveiligheid 'n prioriteitsmisdaadskwessie. Dis eenvoudig goed. Vir sover as jy dit nie wil doen nie, beteken dit die Suid-Afrikaanse regering onder die ANC werk eintlik verder aan hierdie slegte status wat Suid-Afrika onder die ANC verdien het. En jy moet nie help om dit verander nie. Dis ingeskerp. Dit moet daar bly totdat hierdie mense tot ander insigte kom. Dit is die antwoord. Hulle moet tot ander insigte kom. Hulle moet kenter en verander en 'n nuwe rigting inslaan. Ons praat oor die FSA wat heeltemal onttrek het uit die G20 uit in Suid-Afrika. Prof Koos het 'n bietjie uitgebrei oor die narratief en ek sê dit nou half in hakkies. Jaco, het jy enige repliek oor Prof Koos? Nee, kyk, ek stem saam daarmee. Ek kan byvoeg daarbey want dis so ironies. Gisteraand neem 'n passasier 'n foto op Londen Heathrow lughawe. Nou mense wat weet wat al die roete ken tussen Johannesburg en Londen sal weet, daar het jare terug natuurlik baie lugdienste die roete gevlieg. Dis 'n groot roete, maar vandat SAL dit nie meer doen nie en baie ander nie meer nie, vlieg British Airways 2 kommersiële vlugte elke aand met daai groot Airbus A380s wat oor die 500 mense huisves elke aand van Londen af Johannesburg toe, en die volgende dag vlieg albei daai reuse vliegtye terug, en jy sien hulle daar op die 21 as jy by die lughawe by of ek wat op baie lughawe toe gaan, sien jy die 2 vliegtye daar staan. Maar gisteraand in die ry vir een van die 2 vlugte daar 'n man gestaan by name Cyril Ramaphosa.
saam met die ander passasiers, want sy vliegtuig is weer gebreek. Ek probeer nou onthou wat noem hulle hom, is iets soos Ukwazi of so iets, die naam van die presidensiële straler wat nou aan die lugmag behoort. Maar daar het dit vir so 'n bietjie van die ironie opgesluit gelê, né, want jy het nou die groot besoek aan die Vatikaanstad en die ontmoeting met die paus gesien en die parade in Bern, die hoofstad van die federale hoofstad van Switserland. Met amper sê Karen Knessel, dit was 'n ander voormalige minister van buitelandse sake van Oostenryk wat ek goed ken, maar Karen, ek probeer nou van onthou wat nou die federale president van Switserland tans is. Natuurlik 'n interessante verhaal. Switserland het elke jaar 'n ander president, dus kom ons nie hulle name ken nie. Hulle wissel af. Maar Ramaphosa is deur dit alles, né? 'n week van hierdie ontmoetings in Bern, want dit is belangrik vir 'n land so Switserland om te wys ons skakel met Afrika. Absoluut dieselfde ook vir die paus, né? So die president Ramaphosa word daar ontvang en dan breek sy vliegtuig en dan staan hy in die ry en dan baie getrou aan British Airways se verouderende vloot van A380's is dit dan die vlug wat gisterand gekanselleer word. Nou, ek dink daar word een keer 'n week een van daai vlugte gekanselleer as gevolg van tegniese probleme. So hulle sê hy gaan betyds terug wees by die huis, hoor ek nou vandag Ramaphosa, maar hy staan toe in die ry en uiteindelik is daai vlug gekanselleer. Maar vertel dit nie so ietsie vir ons van die verhaal van die uitgeholde staat van Suid-Afrika nie. Jy kan nou soveel video's neem en foto's neem van 'n ontmoeting met die paus, die katolieke paus. Dit los nie Suid-Afrika se probleme op nie. Jy kan 'n mooi militêre parade in Bern in Switserland hê, maar dit los nie Suid-Afrika se probleme op nie. Ek jou beloof Switserland gaan nie volgende jaar meer produkte invoer van Suid-Afrika af as gevolg van die ontmoeting nie. Hulle sal meer produkte invoer weens beter betrekkinge, beter infrastruktuur, hawens wat die produkte kan uitvoer, 'n kapasiteit, 'n vermoë van Suid-Afrika om die regte goed te produseer. Dis wat in 'n land nodig is. Nou ek vra myself die vraag af, wat het Cyril Ramaphosa die afgelope 7-8 jaar, hoe lank is hy nou in bewind, gedoen om Suid-Afrika op daardie wenpad te plaas? Niks nie. Soos wat hy dit kan regkry om 'n straler te hê wat suksesvol kan vlieg nie. Toe hy vroeër verjaar na die G7 beraad gegaan het dan in Alberta in Kanada, by daai vliegtuig ook gebreek, toe hy ook kommersieel gevlieg Kanada toe. Ek dink ook eers oor Londen of iets gevlieg en toe Kanada toe gevlieg. Vertel bietjie die verhaal van waar ons tans bevind. En hier kom die sakeman Donald Trump dan nou in. Trump sien die swakheid in Suid-Afrika. Hy sien die swakheid in die mondering van die Suid-Afrikaanse staat en hy gaan daarvoor. Hy is verbeter, Donald Trump. Hy gaan vir die nek. Hy weet wat hy kan doen. Hy breek 'n klomp dinge oop, né? Hy skep 'n klomp krisisse en wat hy bevestig is dat die propaganda waaraan ons blootgestel is die afgelope paar maande en waaraan soveel van die hoofstroom media in Suid-Afrika hulle self so skuldig gemaak het. Die persepsie is dat Suid-Afrika se aansien in die wêreld toegeneem het en daarom bied ons die G20 beraad aan. Ons bied die G20 beraad aan omdat toe die G20 in 1999 opgerig is, Suid-Afrika by verre die grootste ekonomie in Afrika was. Ons was op daardie tydstip, ek dink die 28ste grootste ekonomie in die wêreld as ek reg onthou. Dis naby aan die grootste 20, maar nou nie in die grootste 20 nie, maar die ouens wou dan ook 'n Afrika land hê. Daar is 52 Afrika lande, ons moet almal Afrika land in die G20 hê. Suid-Afrika is ingesluit. Sedert 1999, 26 jaar, het ons teruggesak tot nie meer in die top 40 nie. Ons is 41ste grootste ekonomie. Ons het 2 Afrika ekonomieë wat by ons verby is. Ons is nie meer die grootste ekonomie op die Afrika kontinent nie. En Trump kyk nou dit alles en sê, ja, as julle die ouens wat nou namens Afrika praat, dan nooi hy die Afrika leiers Withuis toe, né? Die Keniaanse president wat onlangs daar was nou uit Wes-Afrika uit 3 presidente in die Withuis gewees. Dis Trump se strategie. Dit hou reuse risiko vir Suid-Afrika in. Vir ons almal. Dis sleg vir ons almal. Ek geniet dit nie net bloot nie. Ek vind nie net bloot vreugde daaruit nie, want dis baie sleg vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en dit is hoekom dit so dringend is dat hierdie regering moes besef hulle moet hierdie probleem met Amerika oplos, want die probleem in die verhouding met Amerika is groter as net Donald Trump. Dit is wat al hierdie analiste, hierdie opportunistiese analiste in sommige media verkeerd verstaan. Hulle dink hierdie gaan alles verby wees die dag as Trump weg is. Oor 3 jaar van nou af en Trump tree uit, is alles verby, ons keer weer terug na die pre-Donald Trump status quo. Die krake het lankal getoon.
En Ramaphosa kan die paus besoek en hy kan Bern in Switserland besoek, maar hy kan nie meer die krake toe verf nie. Ek dink dis presies wat hier afspeel. So gepraat van krake, Jaco, oor die naweek, wel voor die naweek het Johannesburg se verkeersligte nie gewerk. Toe word er nou baie geld ingestoot, want die G20 word nou hier geweet, ons die leedop, weet ons staatshoof wat nou op 'n internasionale lughawe gestrand is en met 'n kommersiële vlug moet vlieg. Toe het hulle al die verkeersligte reggemaak, dit lyk mooi, so as enige van die G20 lande se diplomate nou daar ry, het ek gedink, hierdie Afrika land is ryk, en goed versorg. En toe die naweek, toe het boewe nou hierdie goed gesteel en geplunder. Nou is dit nie meer so mooi nie. En Panjasa Lesofie het nou gevra asseblief, moenie boewe, moenie ons goed steel nie. Ja, kyk, daar's geen nasionale samehang meer in Suid-Afrika nie. Dis ook 'n valse persepsie. Die idee dat daar 'n Prof Koos is eintlik beter as ek om dit te verwoord, maar hy praat altyd van die Suid-Afrikanisme. Dis dood. Verstaan? Daar's nie 'n liefde vir hierdie land soos wat jy in baie ander lande sal sien nie. Ek het gesien die trots 2 jaar gelede in Indië, toe Indië die G20 beraad aangebied het. En dis die ander ding wat my grief. Want 'n mens is lief vir jou land. Ek is lief vir my land en vir dit wat ons hier het. En dat ons nou besluit om dit by Nasrek in Johannesburg aan te bied. Genigtig man. Gaan kyk hoe dit verlede jaar aangebied net buite Rio de Janeiro, daar in die bergagtige gebied. Pragtige nuwe nuutgeboude konferensie, lokaal indrukwekkend geweest. 2 jaar gelede het Narendra Modi wat 'n reuse nuwe plek gebou het net buite Delhi in Indië. Regtig waar indrukwekkend. Die jaar voor dit wil ek vir jou sê Indonesië. Nou wie ons gerus bietjie kan kyk oor wat hulle doen, want Indonesië is 'n opkomende land. Suid-Afrika moet eintlik regtig voorbeeld gaan soek daar. Hulle bied dit in Bali aan. Dis nie so 'n plek waar jy dit gaan aanbied, né? Vertoonvenster vir jou land. Lieflike mooi almal ons die ou moe Nasrek in Johannesburg word gebruik. Maar die probleem is ek het daar in Indië gesien en jy sien dit in Indonesië en hierdie plekke, die nasionale samehang. Daar's geen nasionale samehang in Suid-Afrika nie. 45% van babas wat verlede jaar in Johannesburg gebore is, was van ma's wat nie Suid-Afrikaanse burgers is nie. So 'n klomp opportuniste, dis mense wat ekonomiese vlugtelinge uit Afrika is wat in Johannesburg bly. Wie het onlangs in Hielbrau gery? Ek was vir jare in Hielbrau. Ek het buitelanders gewys hoe lyk Hielbrau. Daai mense wat daar in Hielbrau geboue beset en oorgeneem het. Dink jy hulle gee om of die G20 beraad suksesvol is of nie en of die verkeersligte werk die G20 beraad? Nee, hulle steel koperkabels. Dis wat hulle doen. As nuwe koperkabels gelê word vir 'n G20, maar dan gaan hulle dit steel. Hulle gee nie om oor Suid-Afrika nie, oor Suid-Afrika se aansien nie. Dis deel van die misdaad wat die ANC gepleeg het die laaste paar jaar. Prof Koos verwys so mooi na dit om te sê as 'n misdadige staat. Dis een van die misdade wat hulle gepleeg het. Gaan kyk na verlede jaar se verkiesing, watter persentasie van stemgeregtigde swart Suid-Afrikaners het gaan stem. Dis iets oor die 20%. Daar's nie meer 'n geloof in die demokrasie en die oplossing van die politiek nie. Ramaphosa dink hy's president van 'n klein groepie mense wat nog verlede jaar die moeite gaan doen het om te stem. Daar is nie 'n nasionale samehang nie. Dis tragies, want vir die meeste Suid-Afrikaners is hierdie G20 beraad irrelevant. Dis vir 'n klompie mense daar in Auckland Park en in Melville belangrik wat skryf vir media en op TV en op radio is. Dis vir wie dit belangrik is. Die meerderheid van hierdie Suid-Afrikaanse bevolking gaan hierdie G20 raad by hulle verby. Hulle is besig om mielies fyn te maak om vanaand te eet. Ek gaan net hierna hoor wat sê Prof Koos, ons wat gaan vinnig gebreek, ons is net hierna weer terug. Karen, waar is my bakkie se sleutels? Andrei, wat jaag jou? Ek val die By woord Trons vleisprodukte uitkom, anders loop ek hulle spesiale aanbiedings mis. Ontspan. Ek weet Prof het ons Trons bied ware groothandelpryse direk aan Januarie reg deur die jaar. Beslis die inplek vir die geldslim verbruiker. Mursagte braaiertjies, beroemde boerewors, bokkoes, bykenworsies, te veel om op te noem. Ek het die oplossing. Bestel aanlyn by Kyk jullie weer mag. tronsvleisprodukte.co.za. Liefste Karen, Dit is baie belangrik sonder jou en Trons vleisprodukte Kan ons daarna kyk? Broodbakse. Ek gaan sommer inlyn, dan kom As die een of ander stukke donk jou teen 'n opdraande wegry. Dan is dit wheelie time. van daar af kan ons oor gaan Oekraïne. As jou kar petrol slurp. Dan is dit wheelie time. Fiets kleiner. Wanneer jy 'n ander kar wil koop, besoek gerus wheelie.co.za of loer in by Wheelie Centurion 7 dae per week. Ons bied puitdiens, Ons ongelooflike luister vir aanbiedings Prof Koos sê so mooi aardige voertuie. Die kommentaare wat mense lewe, jy weet.
Winmond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie. Die rente moet uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Hierdie feesgeld. E-pos deposito by winbond.co.za. Winbond Groep Beperk. Jou bondgenoot leer dik en dun. Ek en Piet het oor jare 24 Pretoria FM. Welkom terug by Fokus. Ons gesels 'n bietjie oor die G20 en ek wil by Prof Koos hoor. In 'n rapport was daar 'n berig wat baie skokkend was, is dat China nou blykbaar gaan help om een van Suid-Afrika se weermagbasisse op te gradeer teen 'n koste van R500 miljoen. Ek weet ons het al gepraat oor soewereiniteit en ek weet wat Prof Koos Dit is baie belangrik om daaroor te praat. In die eerste plek is dit 'n baie besonderse onwyse optrede van die Suid-Afrikaanse regering om die Chinese regering op hierdie stadium te betrek by Suid-Afrika met betrekking tot militêre aangeleenthede. Maar natuurlik het die Suid-Afrikaanse regering nie 'n keuse nie, want die weermag soos die res van die Suid-Afrikaanse staat is in 'n ernstige staat van verwaarlosing en dan moet iets gedoen word om die weermag min of meer weer in 'n staat van funksionering te kry. En jy kan niemand anders vra om dit te doen nie, hulle vra hulle vriende. Hulle vriende is China. Die probleem is, as jy China vra, dan jaag jy presies die Amerikaners totaal die harnas in. En jy jaag trouwens alle moontlike wetywerers met China die harnas in. Dit is streng gesproke 'n daad van ernstige vyandigheid teenoor die Verenigde State. Niks anders nie is dit. So wat gebeur het, is dat die Suid-Afrikaanse regering deur hierdie optrede van hom, het hy sy buitelandse politiek 'n ernstige knou toegedien. Dis wat hy gedoen het. Maar hy kan nie anders nie, hy moet dit noodwendig doen. Ek dink die effek daarvan natuurlik is om Suid-Afrika se sogenaamde soewereiniteit, waaroor ek sien die ANC baie bekommerd is nou met betrekking tot die G20 en met betrekking tot Trump se aandrang oor wat die Suid-Afrikaanse regering moet doen. Hulle is baie bekommerd oor hulle soewereiniteit, maar intussen is hulle besig om Suid-Afrika se sogenaamde soewereiniteit doodgewoonig beskikbaar word weg te gee vir China met betrekking tot militêre aangeleenthede. Waarmee gepaard gaan natuurlik vertroulike inligting rakende Suid-Afrika se weermag, geheime inligting wat natuurlik doodgewoonig aan die Chinese oorgedra word. Wat baie interessant is natuurlik is dat die geld wat daar nodig is om die brugbasis te herbou, dis waarop dit neerkom, en om voertuie te herstel, is natuurlik nie naasten by genoeg nie, en is waarskynlik nog meer geld daarvoor begroot moet word. Wat ook interessant is dat Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing sal natuurlik nie daar geld met betrekking tot wat die Chinese daar doen nie. Hulle bring doodgewoonig hulle eie mense in en hulle doen hulle eie herstelwerk self. Wat ook van belang is, hulle doen die herstelwerk met betrekking tot voertuie en met betrekking tot bouwerk wat in Suid-Afrika gedoen is, ten aansien waarvan jy 'n klomp mense in Suid-Afrika beskikbaar het, wat die werk baie goedkoper kan doen, die kundigheid is hier beskikbaar. So dit beklemtoon net weer eens die feit dat hulle dra doodeenvoudig Suid-Afrikaanse gesag oor aan China. Hier is iets wat hier gebeur waarop ons moet let. En dit is dat tot sover het die Chinese op 'n uiters verstandige wyse opgetree om nie die Verenigde State of wie anders ook al met betrekking tot enige buitelandse beleidsaksie die harnas in te jaag nie. Die laaste ding waarby die Chinese betrokke wil wees, is die ekstreme ding van een of ander militêre kragmeting met die VSA ver buite die invloedssfeer, onmiddellike invloedssfeer, onmiddellike gesagsfeer van China, naamlik onder andere in Afrika. En wat nou hier gebeur, is dat China bring homself in 'n regstreekse konfrontasie met betrekking tot militêre aangeleenthede, 'n regstreekse konfrontasie met die VSA, in 'n staat wat reeds die gramskap van die Verenigde State op die hals gehaal het. So wat ek wil sê is, dat die Suid-Afrikaanse regering soek fisiek skoor met die Amerikaners op hierdie stadium. Dit nadat hy natuurlik ook skoor gesoek het sedert die begin van verlede jaar met die Israeliese regering, ten aansien waarvan die afrekening nog ook uitstaande is. Dis 'n roekelose daad. Dis nie net 'n kwessie van die innooi van die Chinese nie, dis 'n roekelose daad met betrekking tot Suid-Afrika se fisieke veiligheid.
en die ANC die regering se fisieke veiligheid. Ons sien ook dat daar aanduidings is vanuit die Verenigde State dat hulle bekommerd is oor sekere groeperings. Hulle is baie bekommerd oor die Afrikaners, oor die blankes in Suid-Afrika. Hulle is baie bekommerd oor Christene wat aangeval word in Nigerië. Daar's sprake daarvan dat die Amerikaners gaan toetree tot Nigerië. Ek weet nie op watter wyse nie. Dit is alles in 'n baie vroeë stadium. Maar die feit van die saak is hierdie berig wat gaan oor militêre ware wat herstel moet word, gaan veel verder as dit. Dit betrek Suid-Afrika onder die ANC by 'n internasionale geskil wat inderdaad die toestand kan aanneem van 'n werklike botsing tussen groot moondhede. Wat egter maklik afgeweer gaan word. Want China gaan nie die risiko loop om met Amerika in 'n stryd te tree, in 'n militêre stryd of enigiets van die aard in Suid-Afrika nie. Dit is eenvoudig nie van belang nie. Die Suid-Afrikaanse regering se taksering van die situasie is waarskynlik anders. Hulle dink nee, ons geniet die ondersteuning van China, ons voel ons is sterk. Ons is dalk 'n bietjie swak, maar ons voel ons is sterk. Dit is totale wanopvatting. Die Chinese stel belang met betrekking tot hulle besondere tot hulle eerste voorkeurbelange is wat gebeur in die Suid-Chinese See. Nie ergens in Suid-Afrika in 'n gehavende militêre basis in die Vrystaat of waar elders ook al nie. Ek dink 'n mens moet nie die Amerikaanse intelligensie hierso onderskat nie, want ons het miskien ook nou toevallig, ons wat hier in Suid-Afrika woon, hiervan gelees in 'n koerant of 'n aanlyn digitale koerant. Maar die Amerikaners weet seker al lank al hiervan, Jaco, met hulle intelligensie. Kyk sonder twyfel, en die Amerikaners weet al die goed voor ons, jy weet. Ek het al gesien met my Amerikaanse besoeke, die inligting waaroor hulle beskik. So daar's nie twyfel daaroor nie. Die Amerikaanse intelligensie en die Israeliese intelligensie is baie deeglik bewus hiervan. Die Suid-Afrikaanse regering tree net vanuit die ideologiese basis op. Nou, dit is hoekom hierdie kontrak aan die Chinese toegeken word. Suid-Afrika het volledig die vaardighede en die kennis steeds om die brug op te gradeer. Dit is natuurlik hierdie regering se skuld dat die brug in so 'n toestand is soos wat hy tans is. Hulle het fantastiese weermagbasis in 1994 geërf reg deur die land. Op 'n hoë vlak. Jy weet, daar was 'n tyd gewees, ek dink in die 80s waar Suid-Afrika een van die top 10 weermagte in die wêreld gehad het. Met hierdie goeie weermagbasisse. Kyk, as jy vat maar die ander weermagbasis by Bloemfontein Tempe, jy weet wat 'n ongelooflike volskermbasis is, van die beste op 'n stadium van die beste in die wêreld was, terme van volskerm springers wat daar opgelei is, en die model is baie eenvoudig. So die Suid-Afrika toon sy liefde teenoor China, sy ideologiese liefde teenoor China, deur hierdie kontrak toe te staan. Ons het gesien 'n paar jaar terug wat Eskom dit ook gedoen het, met van hierdie reuse kraglyne wat af Kaap toe gaan. Nou, daar in die Karoo was ek daar gewees, ek het daar gestaan op Karoo plase, waarvan daardie reuse torings gebou is deur hierdie spanne Chinese wat ingebring is van China af. Ja, ek wil nie te veel oor hulle sê nie, maar dit is maar snaakse mense. Maar ek kan wel sê dat intussen word al daardie fondasies vervang teen 'n reuse koste. Omdat die beton natuurlik nie korrek aangemaak is daai tyd nie. So Eskom wat teen 'n reuse koste die afgelope tyd besig is om daardie betonfondasies van daardie kraglyne te moet vervang. Dit is hoe dit werk as China vir jou sulke werk kom doen. So ek wil maar sien hoe gaan die brug lyk, maar dat ons die vaardighede het is 'n feit. En kyk, dit is 'n ou beginsel in die wêreld. Jy gaan na Amerika toe, daar's baie weermagbasis hier. Ek was nou in Michigan gewees, daar's meer as 10 weermagbasisse daar. Die Amerikaanse weermag het 'n reuse span mense wat verantwoordelik is om alle werk by weermagbasisse te doen, né? Dis die model wat jy volg. Jy kry nie elke tweede ou in om byvoorbeeld 'n aanloopbaan te kom bou op 'n weermagbasis nie. Dis wat nou by die brug onder andere moet gebeur, is dat die aanloopbaan moet vervang word, jy weet. Nou dan kry jy die Chinese en of jou aanloopbaan te bou. Dink nou die Amerikaners sal so iets doen. Sê nie maar die Kanadese of die Meksikane moet nou vir ons 'n aanloopbaan kom bou by een van ons. Hulle weermag doen dit self. Hulle het 'n span, die Corps of Engineers, iets van die Army Corps of Engineers, staan hulle as bekend, en hulle doen daai werk, hoogs geskoolde mense. Ons het dit ook gehad. Ons het dit alles gehad, ons het dit alles verloor.
My vrees is uiteindelik heeltemal korrek en ek dink Prof Koos is heeltemal reg en dis waar hierdie regering nie verstaan nie. Hierdie regering dink op een of ander punt gaan die Chinese vir hom iets teruggee. Die teenoorgestelde is waar. Hy gaan meer wil vat van Suid-Afrika. En op 'n punt gaan hy sê maar ons soek daardie vlootbasis in Simonstad. Dit wat hy regdeur Afrika gedoen het, die model is wel bekend, reg deur Afrika. Ek lag byvoorbeeld vir die opportunisme oor uitvoere na China. En ons eie minister van landbou, jy weet, wat groot aankondiging maak oor die toegang wat ons het nou vir 4 nuwe steenvrugte wat na China uitgevoer kan word. Dit na besoeke aan China en 'n gekniel voor Xi Jinping en allerlei dinge word aangekondig daardie 4 steenvrugte. Nou ons gaan nie noodwendig soveel van daai steenvrugte na China uitvoer nie, want dis nie iets waarvan ons vreeslike oorskotte het nie. Die wat ons wel uitvoer van daardie spesifieke steenvrugte soos pruime, het ons reeds markte voor, maar tussen stil verlede week het die Chinese net aangekondig, hulle wil nie meer Suid-Afrikaanse makadamias hê nie. Hulle het self nou genoeg aangeplant en met die volgende oes sal daar nou in China genoeg wees. Hulle is die tweede grootste makadamia produsent nou in die wêreld na Suid-Afrika. Suid-Afrika is natuurlik 'n reuse makadamia produsent en ons wil nie meer volgende jaar Suid-Afrikaanse makadamias hê nie. Dis nou ons groot vriend, né? Dis nou die vriend wat vir ons vertel word, man as die Amerikaners nou nie meer ons goed wil invoer nie, dan gaan die Chinese dit by ons koop, né? Chinese is ons vriende, hulle gaan hulle markte oopmaak vir ons. Chinese maak nie hulle markte oop. Hulle maak dit vir 4 steenvrugte oop wat ons nie veel van gaan uitvoer na hulle nie. Hulle maak klomp vir 'n ander een weer toe. Dit is die Chinese spel. Die Chinese spel is China first. Soos wat Trump sê, America first. Vir die Chinese is dit altyd China first en dis waar Prof Koos heeltemal reg is oor China wat sy belange gaan verteenwoordig militêr binne die Suid-Chinese See, nie in die suidpunt van Afrika nie, ekonomies, globaal, toegang tot markte, toegang tot hulpbronne, dis hoekom hy in Afrika is, vir twee enkele redes, toegang tot hulpbronne en toegang tot markte. Hy wil die hulpbronne uit Afrika koop, maar hy wil op hierdie reuse mark sit, 1.4 miljard mense, wat goed gebruik. Afrika is arm, maar Afrika is resagtig, is 52 lande, 1.4 miljard mense, wat goed gebruik. Hulle het ook broodroosters en strykeisters in hulle huise in Afrika. En die Chinese wil dit aan hulle lewer en verkoop. So die Chinese weet presies hoe om die spel te speel en Suid-Afrika is eintlik die sotte in hierdie hele spel. Terwyl ons sit met reuse werkloosheid, kan ons nie vir ons eie mense die werksgeleenthede skep om iets soos 'n militêre basis te herstel of Eskom kraglyne aan te lewer, wat ook al anders dan nie. Dit nog een sinnetjie oor, behalwe vir China, is daar ook 'n kontrak toegeken aan Kuba vir strategiese vernuwing van die Suid-Afrikaanse weermag. Ja. Nou gits, weet iemand iets van Kuba af? Daar's hongersnood in Kuba. Die Verenigde Nasies voorsien babamelk aan die poeiermelk vir babas. Versprei hulle voedselprogram in Kuba omdat daar voedseltekorte is. Daai land is bankrot, hy is op sy knieë. Maar die Kubaanse regering kry 'n kontrak om ons te help om ons weermag strategies te vernuwe. Dit is net ideologie. Dit gaan nie daaroor om die weermag te vernuwe nie. As Suid-Afrikaanse weermag kan eerder sy deure sluit. Dit sou dalk bietjie beter wees, ons sal 'n bietjie belastinggeld spaar, maar dit gaan oor om ideologiese vriende te beloon. Nou, hulle doen dit met al die ideologiese vriende ongelukkig. Net om af te sluit, ons tyd is ongelukkig op. Jaco, ons het 'n minuut. Solidariteit het vanoggend Race to the Bottom bekend gestel. Dit is 'n dokumentêr oor rasse wette en diskriminasie in Suid-Afrika. Net so vandag, dit is beskikbaar nou op YouTube, dis gratis om te kyk. En dit wat ek dink nogal dit baie goed is hier, hoor, dit is in Engels, dit beteken dat 'n weier netwerk van mense hierna kan kyk. Ja, daar's onderskrifte by, so mense kan dit reg oor die wêreld versprei na al jou kontakte. Ek wil mense aanmoedig, gaan na YouTube, gaan kyk dit, Race to the Bottom, gaan kyk dit gerus, dit is deel van 'n baie groter veldtog waarmee Solidariteit tans besig is. Ons het 'n banier opgesit op die M1 by Johannesburg, wat intussen weer deur die munisipaliteit verwyder is, maar intussen is daar 'n tweede een opgesit. Ek gaan nie sê waar hy is nie, maar hy's ook in Johannesburg. Môre word daar nog opgesit.
waarin ons eenvoudig die boodskap oordra om te sê Suid-Afrika is die mees rasgereguleerde land in die wêreld, maar dis 'n feit. Maleisië is tweede, dit gaan dalk erg. Myanmar, baie erg wat daar gebeur. Hier in Afrika 'n paar lande wat ook diskrimineer teen sekere minderhede. Suid-Afrika het 145 rassewette. Mense word uitgesluit as gevolg van ras. Daardie boodskap moet in aanloop tot die G20 beraad oorgedra word. Prof Koos nog so. Ek wil net een ding gesê, dat Jaco dit nou klaar gesê, is natuurlik strategies korrek beplan, juis om saam te val met die G20 beraad. Dit stel natuurlik die regering in 'n verskriklike ernstige verleentheid. Die enigste potensiële reaksie daarop kan wees een van verontwaardiging, een van om die speelgoed uit die bababed te gooi, maar eintlik is daar niks anders nie. Dit is natuurlik 'n baie selfgeldende daad van die solidariteitsbeweging om dit te doen, wat my betref die regte ding is. Wat onder andere gesien moet word in die agtergrond van die feit dat daar 'n hele buitelandse beleidsaksie is wat die solidariteitsbeweging geloods het in die Verenigde State en elders die afgelope jare alreeds, waarby Jaco self betrokke is, en wat natuurlik kom te midde van die feit dat die Suid-Afrikaanse regering sy eie regeervermoë, sy optrede vermoë ook met betrekking tot buitelandse sake, wat juis vir hom so belangrik is, omdat hy 'n monopolie daarop wil uitoefen, omdat dit gaan oor die sogenaamde wonderlike soewereiniteit, dat selfs dit gee hy vanweë onkunde en vanweë argeloosheid prys. Ja, Prof Koos Malan, soos altyd baie lekker om hier te hê. Jaco Kleinhans, dankie dat jy ook 'n bietjie in die ateljee is. Is Jaco Kleinhans hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Tot volgende week.